In hierdie video gaan ons kyk hoe om waarskynlikheid te bepaal. Om die waarskynlikheid te bepaal dat 'n gebeurtenis gaan plaasvind, dit wil sê die waarskynlikheid dat 'n eksperiment op 'n spesifieke manier plaasvind, gaan ons die aantal gunstige uitkomste, dit wil sê die moontlikhede wat jou gebeurtenis waarmaak, deel met die totale aantal moontlike uitkomste of maniere wat kan plaasvind. So, as ons wil bepaal wat die waarskynlikheid is dat 'n dobbelsteen op 6 land, weet ons daar's net een van die sye wat 'n 6 op het, maar 'n totale aantal van 6 sye. Dis is die waarskynlikheid 1 uit die 6. Waarskynlikheid word op 'n skaal geplaas tussen 0 en 1. As ons sê die waarskynlikheid is 0, is daar geen moontlikheid dat dit gaan gebeur nie. Maar as die waarskynlikheid 1 is, gaan dit definitief plaasvind. 'n half beteken daar's 'n gelyke kans of ewe kans dat dit sal gebeur, en dan natuurlik tussen 0 en 'n half is dit onwaarskynlik, en tussen 'n half en 1 is dit waarskynlik. Kom ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde. 'n sak vol sjokolades bevat 5 bar one, 7 Tex en 3 Aero sjokolades. 1 sjokolade word ewekansig uit die sak gehaal. Bepaal die waarskynlikheid dat jy 'n bar one sal uithaal. Die letter P wat in die formule gebruik word, kom van die Engels probability. Ons wil hier die waarskynlikheid van 'n bar one bepaal. Die aantal gunstige uitkomste is die hoeveelheid bar ones wat ons het, uit die totale moontlike uitkomste, en dit is die 5 bar ones, die 7 Tex en die 3 Aero sjokolades, wat 15 is. Jou kans is dus 1 uit 3 om 'n bar one te kry. Vraag 2. Bepaal die waarskynlikheid dat jy 'n Tex of 'n Aero sal uithaal. So nou kan ons 'n Tex of 'n Aero uithaal, en dit beteken ons kan een van die 7 Tex of 3 Aero sjokolades uithaal, en die aantal gunstige uitkomste is dan nou 10 uit die 15 in die sak, wat vir jou 'n 2/3 kans daarvoor sal gee. Daar is 52 speelkaarte in 'n pak, uitgesluit die joker. Bepaal die waarskynlikheid dat jy 'n koning sal trek. In 'n pak kaarte kry ons 4 tipe kaarte: die harte, diamante, klawers en skoppens. Elke groep begin by ys of 1 en het dan die getalle 2 tot 10 en daarna kom 'n boer, koningin en koning. Dit is 'n totaal van 13 kaarte per groep. As daar dus vir ons gevra word vir die waarskynlikheid om 'n koning te trek, weet ons dis uit 'n totaal van 52 kaarte, en vir elkeen van die tipes is daar 'n koning. Dis is daar 4 konings in totaal, wat vereenvoudig 1 uit 13 is. Vraag 2. Bepaal die waarskynlikheid dat jy 'n hart sal trek. Vir die waarskynlikheid om 'n hart uit te haal, het ons nou al 13 die harte kaarte uit die pak van 52, en dit is dan 'n kwart van die pak, en daarom is jou kans 1 uit 4. Vraag 3. Bepaal die waarskynlikheid dat jy 'n hart of 'n 3 sal trek. Om hierdie waarskynlikheid te bereken, gaan ons nog steeds werk met 'n totaal van 52 kaarte. 13 van hierdie kaarte is almal harte. As ons dan nou kyk na die hoeveelheid kaarte wat 3 op het, kan ons 'n 3 van harte, 'n 3 van klawers, 'n 3 van diamante en 'n 3 van skoppens hê. Jy moet egter besef dat die 3 van harte reeds een van die hartkaarte is. Dus het ons die 13 hartkaarte en nog 3 ander kaarte wat 'n 3 op het. En dit gee vir ons 'n totaal van 16 opsies. En vereenvoudig is dit 4 uit 13. Kom ons kyk nou na die verskil tussen 'n relatiewe frekwensie, waar ons 'n berekening doen na 'n eksperiment, en waarskynlikheid, waar ons 'n berekening doen voor 'n eksperiment. Ek gaan weer die voorbeeld gebruik van 'n dobbelsteen wat gegooi word. Voordat so 'n eksperiment uitgevoer word,
kan ons die waarskynlikheid dat die dobbelsteen op 'n 5 gaan land voorspel. Die waarskynlikheid is die aantal maniere om 'n 5 te kry, wat 1 is uit die totale moontlike opsies en daar is 6 sye. As 'n desimaal is hierdie die waarskynlikheid 0,167. In die tabel het ons nou die resultate nadat 'n dobbelsteen 60 keer en 200 keer gegooi is. Hieruit kan ons nou die relatiewe frekwensie bepaal om 'n 5 te kry. Toe die dobbelsteen 60 keer gegooi was 9 uit die 60 kere 'n 5. Dit is 'n relatiewe frekwensie van 0,15. Toe die dobbelsteen 200 keer gegooi was die relatiewe frekwensie vir 'n 5 33 uit die 200. Weereens as 'n desimaal is hierdie 0,165. Kan jy sien dat toe die aantal gooie vermeerder het, die relatiewe frekwensie al nader beweeg het aan die waarskynlikheid. So onthou dat 'n waarskynlikheid slegs 'n voorspelling is. Hoe meer keer 'n eksperiment herhaal word, hoe nader sal die relatiewe frekwensie of die werklikheid aan daardie voorspelling wees.